My hande hef ek op na u. Ek loof u naam en buig voor u, want u is hier, die koning van my hart. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening weer vandag hier by julle met die woord wat die Here vir my gegee het. Ons gaan aan met ons reeks op drome, visioene, gesigte. Het julle geweet Salomo het sy keuse van koningskap in 'n droom gemaak? Ja, dit is so. Weet julle hoekom? Jy het geen beheer in 'n droom. Jy sê nee, wag, ek gaan nou so kies nie. In 'n droom kom uit wie jy is. Amen. Goed. Volgende droom wat ek met julle wil deel, wat die Here met my kom praat het oor sy kerk, oor sy bruid, oor Christene en wat met hulle gebeur, is ek het gedroom dat ek staan in 'n woestyn en reg voor my is 'n baie groot tronk. En op die oomblik toe ek al aankom, toe sien ek hoe gaan die tronkdeure oop. En ek sien hier staan 'n vrou. Sy word nou vrygelaat. En ek sien toe sy uitloop, is daar 2 wagte aan die linker en die regterkant, staan daar 2 wagte. En net toe sy uitloop, toe sê hulle die volgende woorde vir haar: as jy nie hierdie woestyn binne die volgende uur oorsteek nie, dan vat ons jou en ons sluit jou net weer in hierdie tronk toe. Julle, ek kon sien daai vrou kyk so vir die woestyn. Nou, so ver as wat die oog kan sien, tot op die horison, sien jy net woestyn rondom hierdie tronk. En terwyl ek vir haar gekyk het, toe sien ek haar klere is geskeur, sy is vuil, haar hare is olierig, dit hang sommer so, dis 'n geestelike toestand, né? Sien ek sy staan daar, en sy kyk so na die horison, en sy raak so moedeloos, en sy begin te huil, en sy sê, maar dit is mos totaal en al onmoontlik, sê sy vir hulle. Sy sê vir hulle, julle kan my man net so wel vat, en my weer toesluit. En sy begin verskriklik te huil, want sy besef net, sy is in 'n totale, absolute, moedelose en hopelose toestand. En toe net nadat dit gebeur het, toe in die droom stap ek nader na haar toe, en ek steek my hand uit na haar, en ek sê vir haar, vat my hand. En ek sien sy kyk my so, en ek kon sien sy dink, wie is jy en hoe gaan jy my kan help? En ek sê 'n tweede keer vir haar, sê ek vir haar, vat my hand. En ek dink sy het maar gedink, wel, sy het geen ander keuse nie, daar's niemand anders wat haar wil help nie. Nee, dit is 'n onmoontlike situasie, en sy vat toe my hand. Julle, en toe sy my hand vat, toe gebeur daar 'n baie bonatuurlike ding. Dit is asof albei van ons so van die grond af oplig, so opstyg, omtrent so 1 meter, 2 meter hoog in die lug begin opstyg. En ons begin met 'n geweldige snelheid, begin ons oor hierdie woestyn, begin ons beweeg. Ek sien net hoe gaan die sand so onder deur ons voete, so gaan dit so. En vir 'n lang tyd, dit was verbasend, dis vir 'n lang tyd begin beweeg ons so. En terwyl ons nog so beweeg, en ek hou haar hand so vas, sien ek kom so wit gebou, begin so aankom. En hy kom al hoe nader, en ons het met 'n geweldige spoed aangekom. En ek sien toe, hoe land ons letterlik so op die trappe van die gebou. Toef, land ons so. En ek sien, is 'n spier wit gebou. En ek sien hierdie lang, hoë pilare en goed. En ek sien hoe stap ons so teen die trappe op, né? En ons gaan so binne in die gebou in. Julle, toe ek so kyk, toe is dit 'n lughawe, né? Waar mense vertrek met vliegtuie na hulle bestemmings toe vlieg, né? En toe ek so kyk, kom maar 3 lugwardinne kom so aangeloop. En hulle kyk die vrou so, en hulle kyk haar so, hulle sê vir haar, jy kan nie so gaan nie. Julle, wat 'n verrassing, toe ek so draai, en ek kyk so vir hierdie vrou, toe's daai stikkende, verslete klere weg, né? Dis die mooiste vrou wat langs my staan, né? Met die hare is mooi, sy het 'n spierwit trourok aan, né? Staan sy so langs my, hy gaan sommer so wyd so, staan sy in hierdie trourok, maar toe ek so vir haar kyk, toe sien ek hier op haar trourok 1, 2, 3 vuilkolle. En dit is wat die ligwordinne bedoel het. Hulle sê vir haar, jy kan nie so gaan nie.
En toe hulle dit vir haar sê, toe begin sy weer, verskriklik huil. En onmiddellik, hier kom die ligwardinne vorentoe, en hulle sê, nee, moenie bekommerd wees nie, kom, ons gaan jou help, sê hulle vir haar. En ek onthou op daai oomblik, toe los ek haar hand, en hulle vat haar, en daar gaan hulle met haar, en die droom is klaar. Julle hoor gou hierso, wat wil die Here vir ons sê, deur hierdie droom? Nommer 1, op hierdie aarde, hierdie aarde is 'n plek soos 'n gevangenis baie keer, en jou geestelike omstandighede waarbinne en jou vind, en die lokvalle en die strikke wat die Satan vir jou opgestel het, julle, is soos daai gevangenis in 'n woestyn, waarin jy toegesluit word, julle. Maar God is getrou, julle, dat selfs terwyl ons op hierdie aarde is, sal hy manne van God, vroue van God, medediensknegte van Jesus Christus, op hierdie aarde oor jou pad stuur. Hulle sal vir jou die blye boodskap van die evangelie verkondig. Hulle sal 'n hand van liefde vir jou uitsteek, julle. Hulle sal jou met die liefde en die woord van God sal hulle jou bedien. En as jy die woord van liefde, wat deur Jesus Christus aan jou gegee word, deur sy instrumente, sal aanneem, dis daai, vat my hand. Nee, baie keer gaan jy wantrouig wees in dit, nee, maar die diensknegt sal uitroep, vat my hand. En dan, as jy op God vertrou, sal God 'n bonatuurlike werk in jou lewe doen. En wanneer jy op hierdie reis wat jy gaan jy getransformeer word. Jy sal by jou bestemming aankom met jou huwelikskleed, jou trourok aan, skoongemaak, geheilig, toegerus, die bruid van Jesus Christus, sal jy aan die ander kant aankom. Nou, ek wil iets vir julle lees uit Openbaring. Hoor gou hier. Openbaring 19, vers 6 sê, en ek het iets gehoor, soos die stem van 'n groot menigte, en die geluid van baie waters, en soos die geluid van sterk donderslae wat sê, halleluja, want die Here God, die Almagtige, het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees, en laat ons verheug, en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom, en hier is die fokus, dis die hele droom, en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein, blink, fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Aan haar gegee is om bekleed te wees met rein, fyn linne, en die fyn linne is die regverdige, jou regverdige dade, jou belydenis van jou sonde, jou aanbidding tot hom, word jy bekleed met 'n bruilofskleed. Amen. Skryf. Nou luister hier. Salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. O julle, ek weet nie wat het die lewe vir jou uitgedeel nie, maar ek wil vir jou sê, miskien het jy stikkende klere aan, en miskien voel jy vuil gesmeer en moedeloos, maar hardloop na Jesus Christus. O julle, bid tot hom met jou hele hart, roep in liefde tot jou Here. En ek sê vir jou vandag, hy gaan vir jou 'n splinternuwe kleed gee. Hy gaan jou skoonwas met sy bloed. Hy sal 'n nuwe gees in jou binneste gee. Hy sal sy liefde op jou uitstort. En jy mag dalk aan die ander kant aankom as die bruid van die lam. Ek hoop hierdie droom het jou aangemoedig. Ek hoop hierdie woord het jou aangemoedig om in 'n nabye liefdesverhouding met Jesus elke dag, elke oomblik te doen. Liefdesseën, pastoor. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal, en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.